Ek gaan vanmôre met u praat oor, en u ken my, u weet, ek is 'n ou wat daarvan hou om te preek oor die genade van die Here. En die goedheid van die Here. Maar ek voel werklik waar die Here het vir my 'n boodskap gegee om te bring wat vanmôre 'n diep impak op my en jou lewe behoort te hê. En as ek vanmôre 'n titel moet gee vir hierdie boodskap, sou dit wees: Keer terug na heiligheid. Keer terug na heiligheid. Ek wil vir u lees in 2 Korintiërs 5 vers 17. Wat sê die woord van die Here? Waar behoort ons te staan? Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Dan sê die woord van die Here, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, sê die woord van die Here, alles het nuut geword. Ou dinge wat daar was, is afgesny, dit het verbygegaan. Is not there anymore. Nou het ek vanmôre, en ek bedoel dit so bietjie sarkasties, bedoel ek dit. Toe die Here jou nuut gemaak het, het hy nie jou half gemaak nie. Dit was nie half van God en half van die duiwel nie. Hy het jou splinter nuut gemaak. Daai oomblik toe jy wedergebore word, was jy 'n brand new creature. As a matter of fact, die een vertaling sê 'n nuwe spesie. Iets wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Dis nie jy en jou probleme. Dis nie jy en jou gister. Dis nie jy en jou verlede. It is brand new. Paulus skryf op die een gedeelte, hy sê, ek het nog nooit iemand enige skade aangedoen nie. Nog nooit. Maar as jy na sy lewe kyk, hy het eers die kerk vervolg. Hulle in die tronk gegooi. Hulle in boeye gesit. En dan draai hy om, hy sê, nog nooit het ek iemand enige skade aangedoen nie. Waarvan praat hy? The new man. Daar die nuwe man, hy sê, die ou dinge is verby. It's gone. En ek wil vanmôre vir iemand hierso sê, jou verlede is weg. Iemand kan dit miskien voor jou probeer opbring, maar God sê, it's gone. It's weg. Dit bestaan nie meer nie. Ja, maar pastoor, as jy weet wat my man alles gedoen het, it's gone. Al wat het onthou is jy, God onthou dit nie. Hy sê, a brand new creature. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee, naamlik dat hy in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade. Deur hulle misdade. Dis wat God vir jou gedoen het. Deur hulle misdade nie meer toe te reken nie. Jy sien die oomblik as jy nuut word, is jy 'n nuwe skepping. En al jou misdade, sê al my misdade, en al my sonde, en al my oortredinge, is weggevat. En is nie net weggevat nie, dit gaan nie toegereken word nie.
Wat beteken toegereken? Toegereken beteken die straf van die sonde is die dood. Maar as daar nie sonde is nie, is daar geen straf nie, pastor. Die straf is nie meer daar. Ek lees vir jou wat jy veronderstel is om te wees. Versoen deur hulle misdade nie toe te reken en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Ek wil jou vanmôre vra, hoe sien jy jouself? Daar's 2 areas wat ek vanmôre wil aanraak is sondebewustheid en Godbewustheid. En baie van ons sit met hierdie probleem en as die kerk nie oor dit kan kom nie, sal daar nooit dinamiese groei wees nie. As ons nie oor sondebewustheid kan kom, het ons 'n probleem. Want elke keer as jy opstaan en jy maak 'n proklamasie of jy sê Here gryp in of jy spreek die woord of jy's in gebed en kom die duiwel en hy sê kan jy onthou wat jy gedoen het? En nooit voel jy goed genoeg om voor die Here te kom en te sê, Here, I'm proclaiming your word, it will happen. Man, ek is al jare op die pad. En ek kan vir jou vertel, hoeveel keer, my brother, was ek al in die bidkamer en dan stap ek meer moedeloos daar uit, as wat ek ingegaan het. Nie omdat God nie God is nie. Nee, nie omdat sy beloftes nie waar is nie. Nee, maar omdat daar 'n bewustheid is van sonde. Weet jy, kan jy onthou, sê die duiwel, wat het jy 2 jaar terug gedoen? En jy het net nie meer daai vrymoedigheid om op te staan en te sê, vir hoeveel mense hierso het die Here al gesê, lê jou hande op 'n siek mens. Lig jou hand. Dan gaan ek jou nie vra hoeveel het dit al gedoen nie. Ek kan so goed onthou, toe ek 'n jong man was, toe sê die Here vir my, lê jou hande op hierdie ou, en ek sal hom uit sy rolstoel uithaal. En ek weet die Here het dit vir my gesê. En ek het langs hom gestaan, en die duiwel het vir my gesê, can you remember what you did yesterday? En jou vrymoedigheid is daarmee heen as jy nie sterk in die Here is nie. So ek wil vanmôre vir jou sê, kom weg van sondebewustheid af. Hoe kom ek weg van sondebewustheid af? Deur 2 maniere. En ek wil vir jou 'n skrif lees wat Paulus hier geskrywe het. In Efesiërs 4 vers 24 en 25 sê, You have put off the old man and put on the new man. En ons almal sal sê wat? Amen. En dan sê hy die volgende woorde, so, quit lying, quit cheating, and quit acting horrible towards other people. Wat sê die woord? Die woord sê basies, as jy 'n nuwe mens is, het jy nog steeds die vermoë, as jy wil, om in sonde in te meng. Maar jy behoort nie. Stop dit. En ek wil vanmôre vir hierdie gemeente sê, stop sinning. Dit klink na 'n harde woord, maar stop om sonde toe te laat in jou lewe. Begin weer heilig voor die Here lewe. Begin weer toegewyd voor die Here te lewe.
Begin weer om in die oggend op te staan en te sê, Here, hierdie dag sal aan U behoort. Kry bitterheid uit jou hart. Ek het vanmôre nog gesit, toe lees ek deur 'n lys van sonde wat Paulus van praat. Hy sê, jy moet hierdie dinge stop, of jy sal die koninkryk van God nie sien nie. En dis die dingetjies wat ons so maklik toelaat. Hy sê, stop om ander te oordeel. Stop om te skinder. Dis die lekker Here daai. Stop om ander af te breek. Stop dit. Stop om oordeel te vel oor mense wat jy nie ken nie en omstandighede wat jy nie ken nie. Ek het al gehoor dat iemand praat van 'n broer. Ek ken sy omstandighede. Broer so en so is vanaand weer nie in die diens nie. Hy was verlede week ook nie in die diens nie. Net 'n voorbeeld. Maar broer so en so, sy kar het gebreek, hy het al sy spaargeld gebruik, en hy het nie petrol om by die kerk te kom nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Moenie oordeele vel as jy nie weet nie. Die Bybel sê, seën mekaar. Be a blessing. Tel mekaar op. Wees lief vir mekaar. Spreek 'n goeie woord. Jy weet, ek hou van declaration. Dis die een ding wat ek van hou. Ek staan in die oggend op, ek maak 'n declaration. Ek is die geseënde van die Here. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. I declare it. Die woord sê jy behoort dit te doen. Spreek dit uit in geloof. Roep die dinge wat nie is nie, asof hulle is. Maak 'n declaration oor jou broer. Hoeveel keer het jy al by jou boetie verbygestap en het gesê, hoorie, brother, stop net 'n oomblik. Ek wil net vir jou sê, jy is die geseënde van die Here. Hoeveel keer het jy by jou sussie verbygestap en dan net so hand so druk gegee en sê, God bless you. Dit gaan goed. Hoeveel keer het jy al 'n SMS gestuur na iemand en sê, hê 'n wonderlike dag by jou werk. Jy sien, ons het weer nodig om mense te word. Ons raak baie keer so afgesny van wat om ons aangaan, en is net ek en my vrou en die klein huisie waarin ek bly, and that is that. En as ek by my boetie kom eendag, dan is dit so lekker. Man, ek het hierdie al vertel in hierdie kerk in, maar ek gaan dit weer vertel. Ek staan een keer in 'n Pick n Pay. En die Here hoor wat ek jou sê, ek hoor klak, 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 klak. Plakkies wat hardloop. Jy weet, hy maak my so klak, klak, klak. Ek tog wat klak, 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 en die ou gryp my aan my skouer. Hy sê vir my, het jy gehoor wat broer so en so alweer gedoen het? Gaan in jou binnekamer. Don't try and expose somebody out there. Gaan in jou binnekamer en sê, Here, my boetie sukkel met hierdie ding, ek bid vir hom en ek seën vir hom. Just be a blessing. Laat strome van lewende water net uit jou uitvloei, man. Stop die nonsens om te kritiseer en af te breek en
Ek in elk geval luister nie na ek wou gesê het 'n skinderbek, ek gaan nie. Want as hy by my skinder, dan skinder by iemand anderste van my. Kom ons word weer kinders van die Here. Kom ons word weer daai nuwe skepping, waar die Bybel van sê, waar ek my voet neersit, dit neem ek in. Die olie van die Gees wat van my behoort af te tap. Jy het al gesien wat gebeur as jy 'n spons vol olie vat, en jy sit hom op die hout. Net so rukkie, dan is daar so 'n kol, brother. En dis hoe ek veronderstel is om te wees, so vol van die Heilige Gees, dat as ek by my broer kom, dit afsmeer op hom. En as ek by my sussie kom, dit afsmeer op hom. Hoe voel jy en hoe voel hy, as julle uit mekaar uitgaan? Afgebreek of opgebou? Die Bybel sê, jy is 'n nuwe skepping. Alles het verbygegaan. Sondebewustheid kom op 2 maniere. Brother, if you are in sin, you will always know about sin. En ek weet, ons is 'n gemeente wat genade spreek, wat Paulus sê baie duidelik, as jy aanhou om sonde te doen, is jy nie onder grace nie. You need to stop somewhere. As jy aanhou om sonde te doen, is baie maklik vir ek is under grace. Ek kan sondig, en as ek sondig, ag die Here is goed, ek is under grace. Nee, die Bybel sê, as jy aanhou om sonde te doen, is jy nie onder genade nie. En Paulus gee 'n lys, en dan praat hy van die dingetjies wat ons alledaags doen, die dinge waaroor ek preek. Hy sê, as jy aangaan om dit te doen, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Ek weet dit klink soos 'n harde woord vanmôre, maar partykeer het ons nodig om net bietjie rigting te verander, sodat God se seën weer op ons lewens kan wees. Jy roep en jy roep en jy roep en jy roep en niks gebeur nie. Want terwyl jy roepe, is daar 'n stemmetjie wat vir jou sê, kan jy onthou? Het jy die reg om voor God te kom? En natuurlik het jy die reg om voor God te kom. Maar waar staan jy met jouself? Het jy daai boldness om te sê, Here, ek sal opstaan, en in die naam van die Here Jesus Christus sal ek dit of dit en dat doen, en Satan sal my nie keer nie. Ek wil vir u sê vanmôre, dit het tyd geword. Ons is 'n geseënde gemeente. Ons is 'n gemeente wat kan worship soos vanmôre. Dit beteken nie dat jy in heiligheid is nie. Jy sien, Jesus het alles gedoen vir my. Daar lê my preek, ek raak nie eens aan my preek nie. Want ek voel, dis wat die Here wil hê. Jesus het alles vir my en vir jou gedoen. Hy het die prys betaal. Hy het die straf van my weggeneem. Hy het die vloek wat op my lewe was, wat die Bybel sê, hulle wat nie in Christus is nie, is in elk geval klaar vervloek. Hy het die vloek van my af weggeneem. Hy het my krankhede weggeneem. Hy het versoening gebring vir my lewe. Hy het my sonde vergewe. Ek staan witter as sneeu. Hy het al hierdie dinge vir my gedoen. Hy het my geregverdig. Hy het my vernuwe. Ek kan uitroep, ek is 'n nuwe skepping deur wat God vir my gedoen het. Maar daar is dinge wat hy doen en dinge wat jy behoort te doen. Heiligheid
Heiligheid is die manier wat jy lewe. Heiligheid is die manier wat jy stap en sê, Here, ek sal voor U skoon wandel. Dat ek U vertel, ek het geleer hoe om in tale te bid. Wat ek moes op 'n plek kom as sonde naby kom, het jy gehoor? Of ongeregtigheid kom naby, moes ek leer. As daar die versoeking kom, kirabashete rebenda, tarabatihende, die Here is my hulpe, die Here is my helper, ek sal skoon voor U wees. Ek sal heilig voor U staan. Die Bybel sê die oë van die Here en die oor van die Here is gedurig deur op die regverdige. Wil jy God se oor hê? Lig jou hand, wil jy God se oor hê? Begin soos 'n regverdige lewe. Wil jy op die plek wees waar die oë van die Here, hy sê mos in sy woord, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie, al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, ek is met jou, ek is jou herder, ek is jou beskermer. Jy wil mos hê die oog van die Here moet op jou wees, om te sien waar wandel jy, om te sien, hy gaan in die moeilikheid kom, stuur die engele om hom uit hierdie gemors uit te haal. Jy wil dit mos hê. Hy sê die oog en die oor van die Here is op die regverdige. Nou ons weet wat sê die woord met regverdig, as jy jou hart vir die Here gegee het, dan is jy geregverdig. As jy jou hart vir die Here gegee het, you are the righteousness of God, dis wat die woord leer. Dis nie iets waarvoor jy werk nie, dis 'n posisie wat jy kry in die Here. Maar is 'n tyd wat ons kom en moet sê, Here, ek gaan nie toelaat meer dat die duiwel woer met my speel nie. Dis soos 'n top, weet jy dit nie, 'n top nie, 'n jojo. Soos 'n jojo. Die jojo het nie sy eie wil nie. As jy hom gooi, gaan hy. Maar dis hoe die duiwel partykeer moet ons maak. Hy gooi jou en hy gooi jou en hy gooi jou en jy is vandag op en môre is jy af. Jy kyk neer op ander mense. Die Bybel sê, ag, jou broer hoor as jouself. Ag jou broer, hoor as jouself. Jy moet altyd in die plek wees, Polly, kom. Jy moet altyd in die plek wees om jou broer te wil oplig. As jy sien hy struikel, nee, ek is te swaar broer. As jy sien hy struikel, dan is jy daar vir hom. As jy sien hy seer, is jy daar vir hom. As jy sien hy is gebroken, is jy daar vir hom. As jy sien hy is bekommerd, is jy daar vir hom. Wie wil daar wees? Ek wil vir my broer wees. Ek wil staan vir my suster. Ek wil staan vir die gemeente. Ek wil staan vir die wat uit mekaar uit geruk is. Ek is vanmôre weer gebesef, toe my broer bid en hy daar die uiting tot die Here en jy kom hier uit jou binneste en die gees van die Here sê vir my, ek hoor hom. Ek het besef, die gebrokene van harte sal tot die Here roep en die Here sê, ek sal hom verhoor. En ek sal sy lot verander.
Ek wil vir jou vra vanmôre, gemeentelid van Krugersdorp Wes, waar is jy? Wie is jy? Hoe sien God jou? Die ander manier wat sonde, bewustheid, al die tyd nie net in sonde nie, maar partykeer lees ek net nie die woord nie. Paulus skryf daar, hy sê, daar in die gemeente wat hy skryf, ek moet dit net uitlig, aan die gemeente wat hy skryf, hy sê in die begin van die boek, hy sê, almal oor die wêreld weet van julle geloof. Almal weet hoe die gawes by julle werk. Almal weet hoe geseënd julle in die Here is. Met ander woorde, hy praat met die kerk en hy praat met 'n kerk wat super blessed is. Hy sê, maar hou op om hierdie dinge te doen. Julle is nie meer kindertjies van die Here nie. Julle het nou groot geword. En baie keer is hulle nie in die so, maar hulle lees net nie die woord, dat die woord hulle kan vertel en vir hulle sê, don't do this. Stay away from, jou gees behoort jou altyd te lei. Maar ons het baie keer ook nodig dat ons bietjie kyk, wat sê die woord van die Here? Klim terug in die woord van die Here. Lees weer die woord van die Here. Jy sal verbaas wees as jy die Bybel oopmaak en jy begin lees. Wow, jy het eers geweet sulke dinge. Hè? Ek het nou weer begin by Romeine, Korintiërs, so regdeur. En ek het hierdie skrifte, brother, al 100 keer gelees. Maar nou dat ek lees, wow, kyk wat sê die woord van die Here hier. En ek neem dit vir myself. Hy sal sy engele aangaande my bevel gee om my te bewaar op al my weë. I'm blessed. Maar ek lees ook dat hy sê, wees lief vir jou broer. Paulus het hierdie een geval gehad. Hy skryf die brief aan die gemeente. Hy sê, daai man, skop hom uit die gemeente uit. Want hy wil nie ophou Sondag nie. En die sonde wat hy doen die wêreld nie eens nie. In sy volgende brief skryf hy. Hy sê, hey my broeders, ek was bietjie hard. Hy sê, wees genadig teenoor daai broer. Trek hom in, bemoedig hom. Vertel hom van die liefde van die Here. Want anders gaan hy so moedeloos word, dat hy nie weer terugkom nie. Ek het al gelees vanmôre, 'n bediening van versoening. Wie is jy vanmôre? Jy sien, heiligheid kom deur die manier wat ek voor die Here stap. Heiligheid kom van, as ek van sonde af wegvlug. Word God bewus. Los die wêreld, los die sonde, los die... Weet wat is vir my amazing? Is vir my amazing. En ek hoop nou nie ek trap op tone vanmôre nie. Maar ons sit hierso en as iemand 'n kragwoord hiersou gebruik, sal ons almal, hey broer, jy kan dit mos nie doen nie. Is ek reg? Maar ons gaan sit vir ure voor die televisie waar die vuilste van die vuilste van die vuilste van die vuilste taal oor my ore moet spoel. En dan sê ek nog vir iemand anders, jy moet daai program kyk, daar jy chop. So, verloor die
sondebewustheid en word bewus van die Here. Om bewus te word van die Here is om 'n heilige lewe en in die beloftes van die Here en in geregtigheid in te wandel. Dit is nie net 'n goodie voorgee lewe nie. Dis wie jy word in die Here. Halleluja. Ons het vanmôre toe hierdie diens begin, het ons begin, sy bloed was my skoon. Sy bloed reinig my. Ek dink ons het weer nodig om voor die Here te kom en sê, Here, was my net vanmôre spierwit skoon. Hoe lekker is dit om rond te loop en te weet, jou lewe is spierwit skoon voor die Here. Ek kan nou net sê, Vader, en hy's daar om te antwoord. Ek is baie jammer dat ek vanmôre so kras praat, maar ek voel werklik die Heilige Gees het dit op my hart gelê. Kom ons word weer heilig. Kom ons dien die Here weer. Kom ons word weer instrumente in die hand van die Here. Kom ons begin weer rondloop met die wapenrusting van God aan. As die wêreld my sien, moet hy nie wonder wie ek is nie. Hy moet dadelik kan sien op my borswapen van geregtigheid wat ek aan het, wie ek is. Jy sien die groot nadeel wat sonde op jou lewe bring. Jy werk jouself uit die verbond uit. Die Bybel sê daar's 'n verbond wat Jesus gesny het tussen hom, die mens en God die Vader, en ek is nou deel daarvan. 'n Covenant. Wat beteken 'n covenant? As by pastoor hier kom staan hierso pastoor, as hy deel van ek en hy in 'n covenant is, dan alles wat aan hom behoort eintlik aan my. En wat my behoort aan hom. En as iemand my aanval, dan kry hy al sy Zulu vriende. Ja, hulle kom haal my. Hulle kom red my uit my moeilikheid uit. Is ek reg? Sit maar, brother. Maar dis wat covenant is. Covenant beteken, as ek in die moeilikheid is, there is a rescue on its way. By God. As ek voel ek is bevrees, there is a rescue on its way. By God. Don't mess up your covenant rights by allowing sin in your life. Amen. 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 Kom ons staan. Ek gaan miskien bietjie vinnig deur die diens, maar ek weet Annelie wil by haar man kom. Kom ons lig ons hande. Here, ons kom vanmôre as 'n gemeente. En ons vra dat die bloed van Jesus Christus ons sal reinig, ons sal skoon was, alle vuilheid uit ons hart uit sal wasse, alle sonde uit ons lewe sal wasse, en ons in 'n regte verhouding met U mag plaas. Waar sonde 'n skeidmuur gebring het, sê ons is jammer. Waar my kwaad spreek en my geskinder en my oordeel 'n skeidsmuur gebring het, wil ek sê ek is jammer, Here. Ek wil vanmôre witter as sneeu voor U staan. Ek wil vanmôre op daai plek wees waar U oog op my is en U oor tot my geneig is.
I surrender. I surrender. Sê vir die Here, I surrender. Here, ek gee oor in die magtige naam van Jesus Christus.